Groet jou in die wonderlike naam van Jesus ons Here. Ek neem hierdie boodskap op spesifiek met die oog op die gebruik van die nagmaal. En daarom praat ek met jou oor Jesus se woorde, dit is my liggaam. En ons lees saam uit 1 Korintiërs hoofstuk 11 vers 23 tot 34, 'n redelike lang gedeelte. Maar volg my asseblief. Paulus skryf, hy sê, ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy verraai is, brood geneem, en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, terwille van julle. Doen dit om my in herinnering te bring. So ook met die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die nuwe verbond deur my bloed. Doen dit so dikwels as wat julle daaruit drink, om my in herinnering te bring. Want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Daarom wie op onwaardige wyse die brood eet en uit die beker drink, uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees teenoor die liggaam en die bloed van die Here. Maar laat elkeen homself ondersoek en daarvolgens van die brood eet en uit die beker drink. Want die een wat eet en drink sonder om die liggaam van die Here daarin te onderskei, is besig om 'n oordeel oor homself te eet en te drink. Daarom is daar onder julle baie swakkes en siekes, en 'n hele paar het reeds ontslaap. Daarom, my broers, wag vir mekaar wanneer julle saamkom om te eet. As iemand honger is, laat hy tuis eet, sodat julle nie 'n oordeel oor julle bring wanneer julle saamkom nie. Nou in die vroeë kerk was dit algemene gebruik vir 'n gemeente om saam te eet. En hulle het hierdie gebruik oorgeneem uit die tradisie van die Jode. Wanneer die Jode hulle Pasga vier, eet hulle altyd saam. Hulle noem dit die Pasga seder. En in lyn met hierdie tradisie het Jesus die aand voor sy kruisiging so 'n Pasga maaltyd, 'n seder, saam met sy disippels geëet. En by hierdie geleentheid het hy die heilige nagmaal ingestel. En so het die gebruik van 'n agape of liefdesmaaltyd onder die vroeë gelowiges ontstaan. Almal het kos gebring en dan het almal gedeel in hierdie kos en die gemeente het saam geëet en dit het hulle gevoel van koinonia, van gemeenskap met mekaar versterk en dan saam met die ete het hulle ook die nagmaal gebruik. Handelinge hoofstuk 2 vers 42 tot 46 verduidelik hoe die gelowiges volhard het in die leer van die apostels, in hulle verbondenheid met mekaar, in die breek van die brood en in gebede. Nou hierdie breek van die brood dui waarskynlik op hierdie gewone etes wat hulle saam geëet het en dan saam met die ete het hulle ook die brood gebreek, het hulle die
nagmaal gebruik. En hulle het dit gereeld gedoen, want hierdie skrifgedeelte sê, dat hulle volhard het in die breek van die brood. Justinius die martelaar hier rondom 150 na Christus verduidelik hoe gelowiges in sy tyd op 'n Sondag bymekaar kom, saam uit die Bybel lees, saam eet en dan saam ook die nagmaal gebruik. Dis eers later in die geskiedenis wat die nagmaal 'n duidelike, 'n definitiewe, aparte liturgiese handeling geword het en hierdie liefdesmaaltyd, hierdie agape maaltyd weggeval het. Nou ons sien iets daarvan ook in ons eie geskiedenis. In die 1900s was predikante skaars gewees en die plase het wyd uitmekaar gelê. En daarom het hulle gewoonlik net 1 keer 'n kwartaal, selfs net 2 keer per jaar, die nagmaal bedien. En 'n gesin sal dan per ossewa van ver af na die dorp toe kom. En hulle sal genoeg kos saambring om 'n paar dae in die dorp te bly vir die nagmaal. Die nagmaal was dus een groot saamwees geleentheid. Hulle het saam gekuier, saam gesing, saam geëet, saam na die woord geluister. En dis in hierdie samehorigheid wat hulle ook die nagmaal gebruik het. Die nagmaal was dus nie net 'n liturgiese handeling binne 'n diens nie. Die nagmaal was 'n gebeure, 'n saamvloei van gemeenskap met mekaar, as ook aanbidding. Nou is baie belangrik om te verstaan dat die nagmaal die gesindheid bepaal het waarin die gemeente saamgekom het. En dit is hoe dit vandag nog steeds behoort te wees. Wanneer ons die nagmaal gebruik, behoort die nagmaal die gesindheid te bepaal waarin ons saamkom. In die 1900s in die dorp, as hulle so rondom die nagmaal bymekaar gekom het, dan was die nagmaal die hoofitem wat die gesindheid moes bepaal het waarin die mense saamgetrek het, bymekaar gekom het om die nagmaal te gebruik. Ons kom saam rondom die liggaam van Christus wat vir ons gebreek is. Ons kom saam rondom die kosbare bloed van Jesus Christus wat vir ons gestort is. Ons kom saam in die liefde van hom wat sy lewe vir ons afgelê het. Ons kom saam as die mense van Jesus Christus. En ongelukkig, die gemeente in Korinthe het nie reg hieraan laat geskied nie. Die gemeente in Korinthe het nie in eenheid as die een liggaam van Christus saamgekom nie. Daar was verdeeldheid onder hulle. Daar was klieks in die gemeente. Wat is 'n kliek? 'n Kliek is 'n groepie mense wat gewoonlik iets in gemeen het met mekaar. En die eienskappe van 'n kliek is dat hulle altyd by mekaar is. Hierdie groepie is altyd by mekaar en hulle meng nie met die ander mense nie en hulle verwelkom ook nie ander mense in hulle groep nie. So daar was klieks in die gemeente in Korinthe. Sommige het gesê ons is van Sefas, ander het gesê ons is van Paulus, ander het gesê ons is van Jesus, ander het weer gesê ons is van Apollos, klieks, groepe, groeperinge in die gemeente. Daar was ook
groot sosiale verskille in die gemeente. Daar was ryk mense en arme mense. En jy kan nou maar net dink dat by so 'n gemeenteete dit gebeur het dat van die arme mense nie altyd kos gehad het om saam te bring na so ete toe nie. Die ryk mense weer het oorgenoeg gehad, maar dit was vir ons en vir ons groepie. En so het dit gebeur dat van hierdie arme mense na so 'n gemeenteete waar die nagmaal bedien is, honger moes terugkeer huis toe. Dit het selfs gebeur in hierdie gemeente. En jy kan dit gaan lees dat hulle sterk drank saamgebring het en dan dronk geword het by die ete waar die nagmaal gebruik word. En Paulus spreek die gemeente in Korinte baie skerp aan. Hy sê vir hulle, hierin prys ek julle nie. Hoekom nie? Want hulle het nie die liggaam van Christus onderskei nie. Hulle het nie die liggaam van Jesus Christus onderskei nie. Daarom is dit belangrik dat ons onsself sal ondersoek voordat ons die nagmaal gebruik. Vers 28 sê Paulus, maar laat elkeen homself ondersoek en daarvolgens, nadat jy jouself ondersoek het, dat jy daarvolgens van die brood eet en uit die beker drink. Ek moet eers my eie hart ondersoek, my eie denke ondersoek. Verstaan ek dit wat ek nou gaan doen korrek? Verstaan ek dit reg? En die vraag wat ek en jy moet gebruik wanneer ons onsself ondersoek, ons harte en ons denke ondersoek, is hierdie vraag: onderskei ek die liggaam van Jesus Christus? En om die liggaam van Christus te onderskei, behels twee dinge. Eerstens, ek moet die liggaam van Christus onderskei. Onderskei die liggaam van Christus om jou. Onderskei die liggaam van Christus om jou. 1 Korintiërs hoofstuk 10 vers 16 en 17 sê Paulus, die brood wat ons breek, is dit nie deelname aan die liggaam van Christus nie. Omdat dit een brood is ons almal een liggaam, want ons almal het deel aan die een brood. Ons is almal een liggaam. Onderskei die liggaam van Christus om jou. As jy rondom jou kyk in 'n diens, wanneer die nagmaal gebruik word, wat sien jy? Sien jy arme mense, ryk mense? Sien jy bruin mense, swart mense, wit mense? Sien jy mans, vrouens? Sien jy jong mense, ou mense? Sien jy vriende, vyande? Mense van wie jy hou, mense van wie jy dalk nie hou nie? As dit is, al hierdie goed wat ek so pas genoem het, as dit is wat ons sien rondom ons, wanneer ons die nagmaal gebruik, dan onderskei ons nie die liggaam van Christus nie. Kyk weer rondom jou en sien die liggaam van Jesus Christus. Sien die liggaam van Jesus Christus. En in hierdie liggaam is daar nie plek vir bitterheid teenoor mekaar nie. In hierdie liggaam is daar nie plek vir mense wat mekaar nie kan vergewe nie. In hierdie liggaam is ons mense wat mekaar van harte vergewe, soos wat Jesus Christus ons van al ons oortredinge en sondes vergewe het.
As jy by 'n geleentheid is waar die nagmaal gebruik word, en daar is iemand in die gemeente, en jy het iets teen hierdie persoon, maar die persoon weet nie daarvan nie. Maak in jou hart vrede met jou broer of jou suster in die Here. Jy hoef nie vir die persoon te gaan sê daarvan nie, want hy of sy weet nie van jou slegte gevoel nie, jy gaan net die persoon omkrap. Nee, maak met die persoon vrede in jou hart. Vergewe van harte, laat gaan die bitterheid en maak vrede in jou hart en gebruik dan die nagmaal. As daar iemand in die gemeente is, teen wie jy iets het, dis die liggaam van Christus, wat in liefde saamkom, saamgebind deur die liefde van Jesus Christus, 'n band wat deur die Heilige Gees tussen ons gesmee word. En as jy iets teen iemand in die liggaam van Christus het, wat saam met jou die nagmaal gaan gebruik, en die persoon weet daarvan, dalk is die slegte gevoel van albei persone, van jou en hierdie persoon af. Kom, ons wees groot genoeg, ons is mos nie meer kinders nie, ons is almal deurdronge van een gees, die liefde van Jesus is in ons harte uitgestort. Stap na mekaar toe. En moenie vir die persoon sê, ek vergewe jou nie. Nee, vra die persoon om jou te vergewe. Ek kom na jou toe, ek vra jou vergifnis. En doen dit teenoor mekaar en vergewe mekaar dan van harte en gebruik dan die nagmaal. As jy iets in jou hart teen 'n broer of 'n suster het en die persoon is nie teenwoordig by die nagmaal nie, onderneem voor God in jou hart om vrede en versoening met jou broer of jou suster in die Here te soek. Gebruik dan die nagmaal as die seël op jou vaste voorneme om in soverre dit binne jou vermoë is, versoening te soek met jou broer of jou suster in die Here. So heel eerstens, onderskei die liggaam van Christus rondom jou. Tweedens, onderskei die liggaam van Christus in die brood en in die wyn. Om van die brood te eet, is om van die liggaam van Jesus te eet, wat vir jou gebreek is. Om uit die beker te drink, is om van sy kosbare bloed te drink, wat vir jou en vir my gestort is aan die kruis. Daar is normale goed en daar is heilige goed. Die ete wat jy gaan eet, na die diens waar die nagmaal bedien is, vanmiddag as jy by die huis kom, en jy eet, dis gewone goed. Maar, die tafel van die Here, die brood en die wyn, dit is heilig. Die brood wat ons eet, is heilig. En die wyn wat ons drink, is heilig. En ek dink, dit is 'n gruwelike fout vir gemeentes om die nagmaal af te water en van dit iets gewoon te maak. Dit is maar iets wat jy kry vir jou 'n broodjie en 'n kelkie op pad uit nadat ons die diens verdaag het. Dit hoort nie so nie. Dit is heilig. En nou skryf Paulus in vers 29 en 30, hy sê, van die een wat eet en drink, sonder om die liggaam van die Here daarin, waarin, in die brood en in die wyn,
te onderskei, is besig om 'n oordeel oor homself te eet en te drink. Hoe lyk hierdie oordeel wat ons oor onsself eet en drink? Paulus gaan aan en hy sê, daarom is daar onder julle baie swakkes en siekes en 'n hele paar het reeds ontslaap. As jy so 'n bietjie verder lees, en kom jy agter die oordeel wat jy oor jouself drink, as jy nie die liggaam van Christus onderskei nie, beteken nie dat God jou oordeel in die sin dat jy jou saligheid, jou redding verloor nie. Hy sê, Paulus sê, die Here oordeel jou, sodat hy jou nie saam met die wêreld hoef te oordeel nie. So dit kan wees dat siekte, swakheid in jou liggaam en selfs die dood kan kom as gevolg daarvan dat ek en jy nie die liggaam van Christus onderskei en op 'n onwaardige manier die brood en die wyn van die nagmaal gebruik. Nou as ek 'n oordeel oor myself kan drink deur nie die liggaam te onderskei en die bloed van Jesus te onderskei nie, dan behoort die teenoorgestelde immers ook waar te wees. Dat sou ek die brood en die wyn gebruik met die nodige eerbied as iets wat heilig is en dit gebruik as die liggaam van Christus, verteenwoordigend van sy liggaam, verteenwoordigend van sy bloed, dan behoort dit genademiddele te wees, wat iets van God se genade in my lewe kan indra. Soveel so, dat dit selfs tot genesing en tot heelheid in my liggaam kan lei, in my menswees kan lei. Daar's 'n baie ou gebed, antieke gebed, en hierdie gebed klink soos volg: Lord Jesus Christ, with faith in your love and mercy, I eat your body and drink your blood. Let it not bring me condemnation, but health in mind and body. Lord, I am not worthy to receive you, but only say the word, and I shall be healed. Ek sluit af met Vader Francis McNutt, Rooms-Katoliek, wie die Here gebruik het in die gawes van die Gees en veral ook in goddelike genesing. Hy sê, I know of at least a dozen healings that have taken place during the Mass. The Mass, dit is die heilige nagmaal binne die konteks van die Rooms-Katolieke Kerk. Hy sê, I know of at least half a dozen healings that have taken place during the Mass without any prayers being said. And I think I can say I have seen hundreds of healings take place when I have added special prayers for healing after communion. Kom ons dink weer oor die nagmaal. Wanneer jy die nagmaal gebruik, doen dit met eerbied vir dit wat heilig is. En onderskei die liggaam van Christus om jou. Onderskei ook die liggaam van Christus in die brood, sy bloed, in die wyn. En mag dit vir jou tot seën en tot genesing wees. Mag dit lei tot heelheid in jou menswees. Mag dit iets van God se charisma, sy garis, sy genadegawes in jou lewe indra. Amen.